Goeienaand, 29 Oktober 2025. Ek hoop het gaan met elkeen baie goed. Dit is ons goeie nuus om 7 en ons kyk vanaand so 'n bietjie na Exodus 3. Ons gaan eintlik so 'n bietjie reeksie waar ons al verskillende Bybelkarakters kyk. En die aard van die saak val die fokus nooit op die karakter self nie, maar hoe dit ons ook van die Here leer. En dan vanaand Moses, wat ons bietjie uit Exodus so 'n paar gedeeltes gaan lees. Nou ja, Moses het natuurlik 'n baie spesifieke rol gehad, maar daar is natuurlik baie meer aan die verhaal. So, maar kom ons, voordat ons die Here se woord lees, bid net saam. Dankie Here vir u lig en die waarheid, dat u ons mag ken, dat u ons Here en ons God is. En Here, as ons ook so vanaand saam u woord oordink, wil u ons nader trek aan u toe, dat ons nie net met ons kop hiermee mag besig wees nie, maar ook Here met ons hart. Dat ons liggaam, siel en gees, met ons kragte, met ons verstand, met alles, u ook mag dien en eer. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, lees gerus van my wat sê Exodus 3, so 'n paar verse. En natuurlik die Here wat dan met Moses praat. En dan sê hy vir hom, gaan roep nou die leiers van Israel bymekaar en sê vir hulle, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob het aan my verskyn en gesê, ek weet van julle en ek weet ook wat julle aangedoen word in Egipte. Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die ellende van Egipte na die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amorite, Ferisiete, Jewiete en Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Die leiers van Israel sal nou jou luister, en dan moet jy en hulle na die Egiptiese koning toe gaan en vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, het hom aan ons geopenbaar. Laat ons asseblief 3 dagreise ver die woestyn intrek om vir ons God, die Here, 'n offer te bring. En dan net so 'n paar verse uit hoofstuk 4 uit. Die Here het vir Moses gesê, wanneer jy terug gaan Egipte toe, moet jy sorg dat jy al die wonderwerke waartoe ek jou in staat gestel het voor die farao doen. Maar ek sal hom hardkoppig maak en hy sal die volk nie laat gaan nie. Dan moet jy vir die farao sê, so sê die Here, Israel is my oudste seun. Ek het vir jou gesê, laat my seun gaan sodat hy my kan aanbid. Maar hy het geweier om hom te laat gaan en nou gaan ek jou oudste seun doodmaak. En dan Exodus 6, ek neem julle aan as my volk en ek sal julle God wees. Dan sal julle besef dat ek, die Here, julle God is, wat julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle bring na die land toe, wat ek met die eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Ek sal dit julle eiendom maak. Ek is die Here. Nou die vertrekpunt vanaand is dat ons kan sê, en dat ons weet, dat die Here is met my en met jou besig. Nee, dis ons uitgangspunt. Maar hierdie konteks van wat ons gelees het, is dan natuurlik Israel se uittog uit Egipte uit. En ons kan met ander woorde hierdie beeld van trek of verhuis, ons kan dit gebruik om die Here se omgee te beskryf. Want op 'n manier is eintlik ons almal op een of ander manier aan die trek, nie waar nie. Niemand bly tog net op een plek staan nie. Nou bedoel ons nie net fisies nie, maar ook in jou menswees. Nee, ons word ouer, ons skuif in nuwe lewensfases in. Vandat jy gebore word, trek jy van die een fase na die ander, totdat jy jou finale trek dan, die trek van die hiernamaals na die volgende, jou daar bevind. So is ons gelowiges ook maar altyd in die trek, nee, ons is ook nie in ons geloofspad klaar getrek nie. Ons is pelgrims, ons is reisigers op pad na ons ewige Vader woning. En dan kom nou aan hierdie tye van trek in die lewe ook besondere tye, want trektye is maar dikwels tye van verandering, een huis na 'n ander byvoorbeeld, of een dorp na 'n ander, een land na 'n ander, een werk na 'n ander, maar ook geestelik is dit waar, nee, krisisse of geleenthede stuur jou in jou menswees op 'n trekpad, en baie keer gaan dit dan ook gepaard met 'n worsteling met die Here. Jy moet miskien breek met een verhouding en 'n ander ene aanknoop, of 'n nuwe lewe begin met 'n klein babietjie in die huis, of jy moet leer om te lewe nou dat jou kinders uit die huis uit is, of 'n nuwe fase waar jou maat ontslaap het, of wat ook al die geval mag wees. En so is die Here met Israel ook besig. En hoewel die Here natuurlik nog altyd met hulle besig was, ook oor die 400 jaar wat hulle in Egipte was, vind ons hulle nou in 'n baie spesifieke trektyd van hulle geskiedenis. En die Here tree eintlik heeltemal op die voorgrond, hy gaan die volk verskuif vanuit Egipte na Israel, en Moses gaan kardinaal wees daarin. Nou goed, ons ken natuurlik die uittog goed, maar wat sou die rede vir die verskuiwing wees vanuit Egipte na Israel toe? Nee, wat wou die Here daarmee bereik? Nou, daar's sekerlik 'n paar redes. Nee,
Die een rede is die bevry van slawerny. Dis sekerlik die voorliggendste rede. Nee, is Egipte het die Here se volk swaar onderdruk. En daarby saam het die Here ook vir Abraham beloof, hy het 'n verbond met hom gesluit en gesê, maar ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Nee, is ook hoe hy homself bekendstel aan die leiers van Israel. Sy volk is vir hom soos 'n kind. En daarom sien die Here die ellende van sy volk raak. Hy neem dit ter harte. Hy hoor die noodkrete as gevolg van die slawedrywers. Hy hoor. En dis ook goed vir ons om te weet dat dieselfde verbondsgod deur Christus Jesus ook ons Here is. Nee, dat die Here ook ons nood sien en hoor. En dat hy daar volgens optree. Dat hy oor ons ontferm. Dat hy ook ons finansiële laste of ons werkloosheid of my eensaamheid of die donkerte van my depressie, dat hy dit alles ook ken. Hy sien ook die sondenood van die wêreld raak. Daarom dat hy sy seun stuur, dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Hy bewerk 'n kosmiese bevryding. Daarby saam lees ons ook in Romeine 8 dat sy sig of die Gees saam met ons sig. Nee, hy sig saam met die skepping, saam met ons as gelowiges as gevolg van die gebrokenheid, die onvolmaaktheid van hierdie wêreld. So die Here hy bevry uit nood uit en baie keer behels dit dan 'n trek. Maar dit is sekerlik nie alrede nie. Nee, sou die Here sy doel met sy volk volkome bereik het as hulle uit Egipte uitgelei het? Nee, dit gaan nie net oor uit Egipte uit nie. Dit gaan nie net oor weg van die swaar kry nie. Dit gaan ook oor na die goeie toe. En daarom dat hulle gaan laat trek na 'n goeie en 'n uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing, 'n land wat hy deur sy genade aan hulle skenk. En Kanaan word ook aan hulle voorgehou as 'n land van voorspoed en oorvloed. Nou om ontslae te wees van jou swaar kry, dis natuurlik gedeeltelike verlossing. Nee, 'n jong mens wat byvoorbeeld met breek met 'n verhouding wat vir hom of haar sleg is, dis 'n gedeeltelike vreugde. Maar wanneer daar dan weer 'n ander positiewe verhouding inkom, dan word daai vreugde meer. Om van een daar waar dit met jou sleg gegaan het te verhuis, bring nie noodwendig vir jou geluk nie, behalwe as jy na 'n ander plek toe trek waar jy regtig gelukkig kan wees. So die Here se trek is nie net 'n trek uit die slegte nie, maar ook 'n trek na die betere. Hy beloof immers dat alles ten goeie sal laat meewerk. Hy bevry ons nie net van sonde nood nie, hy gee ook vir ons die ewige lewe. Hy breek nie net ons aardse tentwoning af nie, hy rig ook vir ons 'n gebou op in die hemel, wat nie met mensehande gemaak is nie, wat ewig bly. So kan ons aangaan. En hierdie is vir ons 'n belangrike troos, en dit lei ons voortdurend, dat die Here is voortdurend met ons besig. Dat al lyk dinge vir ons na ons menslike maatstawwe nie beter nie, weet die Here waarmee hy besig is. En daarom kan ons dit ook in die geloof, kan ons dit aanvaar. En baie keer voel ons maar soos Israel, dat dit is vir ons beter om te bly by die bekende. Nee, hulle was op 'n stadium selfs tevrede met hulle slawerny. En so ook in ons godsdienstige lewe kan ons ook eintlik iets van 'n gearriveerdheid en dink maar ek is op 'n goeie plek en dan bly ek daarby. Of ons wil terugkeer waar ons was. Maar dis nie die Here se pad nie. Nee, die Here se pad is 'n dinamiese God. Hy is besig met 'n dinamiese pad wat hy met ons elkeen stap. So die Here plaas ons nooit op 'n trekpad en laat ons dan op die einde van die dag slegter aan die ander kant uitkom nie. Immers in hom is ons meer as oorwinnaars. So die Here is altyd met ons besig na iets beter tot ons in die volmaakte Jerusalem kom. Nou goed, dis dan 2 redes. En al 2 is eintlik maar redes wat met ons te doen het. Redes wat tot voordeel van Israel strek of tot voordeel van dinge in ons lewe. Maar die Here laat sy volk ook trek van slawerny, bevry hy hulle daarvan en dan bring hy hulle by 'n beter land, maar dis nie al doel wat die Here wil bereik nie. En is ook op hierdie punt wanneer ons stop gewoonlik as ons die verhaal van Exodus wil misbruik vir politieke redes, om net te sê die Here is 'n God wat politieke bevryding kan bewerk. Hy is die God wat mense red wat verdruk word. Maar daar's baie meer. Nee, hoe sou die volk se verhouding met die Here gewees het as hulle net eenvoudig met die kortste pad gehou terug in Kanaan en die land net so vir hulle gegee het? Sou dit met hulle beter gegaan het? Sou dit veral met hulle beter gegaan het in hulle verhouding met die Here? Want jy sien, ons as mense het 'n probleem. En dit is dat ons dink baie maklik en baie vinnig eintlik maar net in ons eie belange. Ons wil so gou as moontlik van die slegte omstandighede ontslae raak,
Ons wil goeie omstandighede hê. En as die Here dit nie wil doen nie, of die Here doen dit nie gou genoeg nie, dan begin ons vra en wonder of die Here nie onregverdig is nie. En daarom het die Here het 'n groter doel met ons as net die eie ek. Israel is deur die Here gekies om sy volk te wees, om in die Ou Testament 'n verteenwoordiger te wees van die destydse wêreld, om te sorg dat sy naam groot gemaak word. Nee, ek seën julle sodat julle tot seën kan wees. Dit was hulle roeping. Maar die Here het ook 'n belangriker doel. Die Here beloof dat hy hulle sal vrymaak, dat hy hulle sal aanneem as sy volk, sodat hulle kan besef dat hy die Here is. So die Here gaan met die uittog gaan hy voort om sy volk syne te maak, om hulle voor te berei, om hulle te leer wie en wat hy is. Hy is met hulle besig met 'n pad van geloofsverdieping, 'n verbreding van hulle godskennis. Nie net 'n beter leer ken van hom nie, maar ook 'n beter vertroue op hom. Hy openbaar hom opnuut as hy is wie hy is. Hy wil vir hulle leer van sy almag en sy omgee. En daarom is hierdie trekpad eintlik maar 'n skoolpad, as jy wil. So ons kan weet, natuurlik, ons weet nie alles van die Here af nie. Ons het sy woord, maar ons leer hom al hoe meer persoonlik ken, veral ook in die trektye, wanneer my afhanklikheid van die Here op die voorgrond geplaas word. Veral wanneer ons hom in nood smeek en aanroep, en volledig ons afhanklikheid van hom besef. Maar daar is nog 'n verdere doel, wat die Here met sy volk wil bereik. Miskien het julle ook gesien in die deurlees, dat die Here gee nie noodwendig net vir Moses die opdrag om vir die Farao direk te gaan sê, hy moet hulle laat trek nie. En dit klink so 'n bietjie asof Moses iets van 'n wit leentjie moet gaan vertel. Maar die Here gaan sê vir die Farao, hy moet die volk laat trek, sodat hulle vir die Here 'n offer kan gaan bring. En wanneer Moses na Aaron dan by die Farao ken, ons het nou nie wanneer hulle by hom kom, in hoofstuk 5, dan sê hulle vir hom, so sê die Here, die God van Israel, laat my volk gaan, om tot my eer 'n fees in die woestyn te vier. Later is die versoek weer, om 3 dagreise ver te trek, om vir die Here offer te gaan bring. Nou, dis nie so maklik te verklaar nie. Nee, was dit iets van 'n onderhandelingsstrategie? Was dit iets van 'n eerste fase van die verlossingsplan van die Here? As die Farao nie eers bereid was om dit te doen nie, hoeveel te minder sou hy bereid gewees het om hulle permanent te laat gaan? Miskien iets van al van dit alles, nee, want wat in elk geval duidelik is dat die Here wil hê die volk moet trek sodat hulle hom kan aanbid, om vir hom te gaan offer. So die bevryding het aanbidding ten doel. In sy ontmoeting met Moses gee die Here vir Moses 'n teken, en die teken is dat die volk hom sal aanbid by die berg waar hy die opdrag kry. En dit gebeur later wanneer hulle by Sinaï kom. Ons lees ook dat die volk, nadat Moses en Aaron teruggekom het uit Midian uit, en hulle vertel het wat die Here gaan doen, dat hulle in aanbidding voor die Here gebuig het, Eksodus 4. Sodat die Here bring mense van een punt na 'n ander punt om hom beter te leer ken, maar ook om hom te aanbid. Want wat help dit die Here vat ons van 'n trek vanuit teëspoed na voorspoed, as ons nie in die proses die Here leer ken nie? Wat help dit in ons verhouding met die Here? Wat help dit as ek in 'n nuwe plek gaan bly en in die proses die Here verloor? Want op die einde van die dag gaan dit tog sekerlik nie net oor 'n nuwe lewe en 'n nuwe plek, en dit gaan oor aanbidding en kennis van die Here. En dit sou daaruit blyk dat die Here die volk later weer uit Kanaan en ballingskap laat wegvoer. Hoekom? Want hulle was ongehoorsaam, hulle het hom nie gedien en eer soos wat daarvan hulle gevra is nie. So as dit nodig is om die volk te leer om hom te aanbid, dan sal hulle weer op 'n trekpad vat. Die keer vanuit 'n menslike oogpunt, van die skynbare positiewe na die negatiewe, van Kanaan na Babel, van vryheid na ballingskap, weer terug in slawerny, maar met dieselfde doel, sodat hulle hom sal ken en sal aanbid. Ek weet nie waar is die Here met jou besig op jou trekpad nie. Ek weet ook nie of jy op 'n plek is waar jy voel jy het gearriveer, en of jy miskien op die punt van 'n trekpad staan nie. Ek weet nie of jy in die middel van jou trekpad is nie. Wat ons weet is dat die Here as 'n verbondsgod beloof dat hy met jou en my gaan besig bly,
dat hy ons gaan vorm en dat hy ons gaan vorm soos wat hy met sy klei maak. Maar dis altyd tot ons bes wil, sodat ons hom meer kan leer ken en kan aanbid. En daarby saam is hy getrou. Hy gaan aanhou en aanhou en aanhou. Die pottebakker gaan nie sy klei los nie. En daarom wat 'n voorreg, dat ons ook in ons getrekkery kan weet, die Here loop voor. Amen. Kom ons bid. Here, baie dankie dat U ons elkeen ook lei, en dat U ons vashou, en dat U met ons besig is. Selfs daardie kere wat dit vir ons voel, ons is eintlik op ons eie. Mag U ons leer, Here, om U beter te leer ken, en U meer en meer te aanbid, U meer en meer te vertrou, om meer en meer ons lewe op U te bou. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Baie dankie vir die tyd wat jy ook geneem het om saam deel te wees van ons goeie nuus om 7. Ek hoop jy het 'n baie mooi week en 'n pragtige aand verder. Groetnis.